Here Jesus, wat 'n voorreg is dit nie om vanoggend net voor U stil te raak nie. Here, U is ons koning van konings, U is die een aan wie ons harte behoort, Here, U is die een vir wie ons lewens konstant opoffer. Here, ek kom bid vanoggend dat U sal gesels, dat U sal praat. Here, ons wil voluit vir U kan hardloop, Here, en wat ons ook al keer, wys dit vir ons uit, Here. Ons is uitverkoop vir U, ons is liewer vir U as die lewe. Here, vanoggend waar ek hier staan, maak die lewe sin. Maak sin, Heilige Gees. Kom werk met ons harte vanoggend en ek wil net jy moet net jouself oorgee dat die Here met jou praat vanoggend. Sê net, Here Jesus, ek gee myself oor. Kom gesels met my. Net U stem tel. In Jesus naam. Amen. Sy vriende, goeiemôre. Is baie lekker om van julle te sien. Wel, om almal te sien, sorry. Van julle nie almal. Asai, great. Vriende, vanoggend glo ek die Here wil met ons harte werk soos altyd. Ek sit in worship en ek sien 'n slagveld voor my of eintlik 'n oorlogsveld voor my, want ons almal word geroep om in die koninkryk van God te arbei. Amen. Jy's in 'n geestelike oorlog, of jy wil glo of nie. Net partykeer sê ons, maar jy sê maar solank ek net nie weet van dit nie, dan is dit nie, nee, jy's klaar in die moeilikheid. Amen. Dis reg rondom jou. Maar ek sien in die geesriem dat daar plekke is waar ons gewond is baie keer en uit 'n leerstelling van mense is jy gewond en jy kan nie so voluit hardloop soos wat jy moet nie. Dis asof jy in oorlog is met jy bloei 'n bietjie. En die Here wil vanoggend met ons daaroor praat. Hy wil vanoggend wil hy daai kom uitsorteer sodat die bloed kan stop en sodat jy meer kan doen vir hom. Amen. Amen. So ek voel dis wat die Here vanoggend wil doen, hy wil daaroor gesels. Okay. Net gou vinnig, ons het 'n amazing week gehad van Men Like David, een van die jong manne het Jesus aangeneem hierdie week. Dit is gou vir wat gebeur het, ek en hy. So ons het sessies wat ons te mekaar oefen vir voorbereiding. Die wat nie weet wat Men Like David is nie, dis hoekom ons koffie area lyk soos 'n gym. Is as gevolg van Men Like David en. Die Here het ons twee goed gedeel, verlore ouens wat moet inkom en tweede Bybels wat versprei moet word. So elke kaartjie, ons is baie naby daaraan om die hele event gesponsor te kry. Ek het hierdie week weer met iemand gepraat wat R100,000 gegee het vir die event, 'n koöperatiewe maatskappy. So wat ons doen is, ek gaan sien al hierdie ouens, hulle gee finansies, die event is gesponsor en dan elke kaartjie wat jy koop, gaan vir 'n Bybel. So ek probeer om alles vir Malawi, vir die ouens wat nie Bybels het nie. Ons probeer die hele event gesponsor te kry en ons het baie naby. Ek dink ons kort soos R5. Amen. En ons het al, ek dink ons is al amper op by die R200,000 se, daar's die R5, amen. By die R200,000 se sponsors, maar die idee is dan elke kaartjie wat inkom gaan vir 'n persoon wat in Malawi nie 'n Bybel het nie. Ons van die kerke waar ons kom waar die hele kerk een Bybel het. As daai gemeente het nou soos julle partykeer lus is om in die bed te bly, dan staan nie 'n Bybel daai Sondag nie, want hulle kan nie. 'n Bybel is 'n hele maand se inkomste. So elke kaartjie gaan dan vir Bybels en dan tweede is om die verlore ouens in die kerk in te kry. Was so lekker hierdie week. Ek het so 3 keer 'n bietjie teen ouens geoefen. Sal nie sê hoe ons oefen nie, maar dit het bokshandskoene aan. En ek oefen toe teen 'n jong man op die einde en hy slaan my en ek slaan hom en gelukkig voor hy my te hard slaan, is die tyd verby. En hy kom na my, hy sê vir my, oom, is jy 'n pastoor? Sê, ja, die pastoor het jou nou 'n pak slaag gegee, ja, is. Hy sê, oom, kan jy my net help, want ek wil net vir die Here sê dat ek aan sy kant is. Ek sê, wat? Hy sê, ek wil vir die Here sê ek is aan sy kant. Ek sê, kom sien my hierdie week, en in my kantoor, toe neem my Jesus aan as 'n saligmaker en verlosser. Hoe cool is dit?
So dis waaroor dit gaan. Mag daar hordes sulke ouens inkom. Jy met jou ongeredde pelnooi wat nooit in die kerk sal kom nie, en vir hom sê jy moet hierdie fighter sien, en dan sal ek seker maak ek kom by Jesus uit. Okay? Amen. Jy sê dis 'n great idee. Hoekom het ek nie daaraan gedink nie, presies. Vandag wil ek met jou gesels oor 'n lewenstyl van vergifnis. 'n Lewenstyl van vergifnis. Nou JC, hoekom is dit so belangrik? Want ek kom by soveel Christene nou. Julle weet mense kom na ons toe vir genesing, bevryding en 'n profetiese woord baie. As jy self 'n gunsel doen, kom sit op 'n donderdag hier, dan kyk jy hoe lyk my kantoor? Dit lyk soos 'n dokterspreekkamer soos die ouens in en uitkom. Of demone manifesteer, of hulle soek 'n woord van die Here, of hulle vertrou die Here vir bonatuurlike genesing. Dit gaan kyk, eens vir wie ons hierdie week gebid het vir die kanker weg is, as hulle hier volgende, is dit gewoonlik al agter nie. Okay. Maar in 'n geval. Maar by meeste van die ouens wat ek kom, wat lief is vir die Here, en daar's iets wat die vyand vashou op hulle lewe, die eerste ding wat ek altyd gaan kyk is onvergifnis. Onvergifnis. En sodra hulle vergewe, dis crazy, ek het al voor 'n vrou gestaan wat verlam is aan die een kant van haar lyf, nê? En toe sy vergewe, toe trek haar een kant van haar lyf reguit en die Here genees haar. Maar Jace, ek's lief vir die Here, ek vergewe almal. Ek hoor dit jy sê, maar partykeer, of ek hoor wat ek sê, wat jy eintlik sê, wat jy dalk nie sê nie. Maar partykeer het die vyand subtiel in jou lande ingekom. Dat die vyand kom nie in en hy sê vir jou, dink aan wat Pietie aan jou gedoen het, en is soos 'n fliek wat in jou kamer afspeel, en jy sê, ja, Pietie, ek haat jou. Nee. Die ou doen net iets teen jou, jy kom dit nie eens agter nie, maar jy begin iets in jou hart opbou, en voor jy jouself kry, is daar eintlik iets wat in jou hart vassit, jy weet dit nie eers nie, maar onthou die Geesriem weet dit, en wat gebeur dan? Die vyand begin by jou steel, en jy sê, maar hoekom gebeur dit net goed rondom my wat nie okay is nie? Die vyand subtiel steel by ons. En dis gewoonlik die klein jakkeltjies wat die wingerd opeet. Daai waar die vyand net inkom. En vandag gaan ons die Here vertrou om vir jou te openbaar of die vyand iewers besig is om jou te steel. Hy gaan vir jou deur die Heilige Gees wys, hy vir ons die waarheid, gaan hy vir iemand dalk wys, en jy gaan moet sê, Here, ek vergewe vir JC, want hy het my wragtig weer nie vanoggend groet nie. Dis 'n repeterende ding, Here, hy hou nie, verstaan nie, dis 'n grappie. Maar iets kleins in ons harte partykeer kan groot raak voor ons dit weet, en skielik is die vyand het hy hou vas op ons. Is jy reg om by die Here te hoor vanoggend? Dankie vir die 2. Ek het net 2 nodig, wat 2 of meer saamstem, daar het ons dit. Blaai van eers na Matteus 6 vers 14 toe. So die prentjie wat ek gesien het, toe ek op my knieë gegaan het en gebid het, wil ek weer vir jou sê, ek het 'n oorlogsveld gesien, en as ek baie keer op my knieë gaan, sal jy altyd vir my swaard wys in my een hand, geestelik, en die ander kant sal hy vir my 'n skild wys, en ek op die oorlogsveld voor hom gaan, en ek buig net voor hom, en ek lê myself net neer voor hom, en ek sê, Here, hierdie is u oorlog, né? Jy weet of nie vanoggend se oorlog. Ek vir my vrou hierdie week sê wat ek oor preek, ek het dit skaars gesê, toe bars die hel uit rondom ons. Wie sal ooit opgeskiet van alle kante af? Soos paintball, jy het gehardloop en jy was Rambo, en jy weet jy skiet almal jou, verstaan? Dit was 'n bietjie so hierdie week. Alles skiet my van alle kante af, en ek is soos, Here, ek is so opgewonde oor Sondagoggend. Nou, my lewe werk, as die vyand vir my kom, as ek soos, Jesus, jy's 'n naamnat. Is daar niks gebeur nie, dan weet ek skiet nie raak nie, maar as alles rondom my aangaan, en almal haat my skielik, en elke tweede ou wil my uithaal, en sê ek soos, I've got something. Baie dankie. Dan weet ek het iets wat hom irriteer. Ek weet daar's iets wat hy nou oor uitflip. Ek weet daar's iets wat sy toorn nou oor afgeval het, en hy sê, JC, ek gaan jou stop hierdie week, jy sal nie hierdie preek nie. En wat sê ek? Okay. Dan preek ons dit. So my opskrif is weer eens 'n lewenstyl van vergifnis. Jy is nou by Matteus 6 vers 14, en kom ek lees dit vir jou. En dit is baie eenvoudig.
Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Punt. Dit is nie ingewikkeld nie. Jy vergewe nie, hy kan jou nie vergewe nie. Jy vergewe, dan word jy vergewe. Ons wil hê dan moet niks tussen ons en die Here staan nie. Amen. Jy moet 'n lewe van vergifnis hê. Jy sê maar jy verstaan nie wat die mense aan my gedoen het nie. Wel ek verstaan wat jy gedoen het. Dis op pad hel toe. Ek verstaan wat jy nog gaan doen. Né? En Jesus kom en nou kom is dit vir hom so groot probleem. Hy sê ek vergewe jou vir wat jy nog gaan doen en vir wat jy gedoen het. My vriend, en waar jy in die toekoms dit ook verkeerd kry, gaan ek jou vergewe. Nee, vergewe. Werk dit so? Ja, dit werk so. Hy vergewe jou vir die toekoms en vir die verlede. So hy sê, al hierdie het ek jou voor vergewe, maar hierdie ding hou jy so aan vas. Ek trap jou nie uit nie, hierdie is soos wortels vir jou volgende, dis goed vir jou. Al is dit terrible. Wie hou van wortels? Ek was al so baie in ons gemeente wat hou van wortels. Dalk is dit ek wat moet verander. Here, ek sien en ek sal meer vleis eet, dis reg. Blaai van Matteus 18 toe. Matteus 18, 32 tot 35. Dankie Here. 32 tot 35. Daarop roep hy sy Heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskel, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? En sy Heer het hom in die toring oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. So sal ook, en hierdie is baie belangrik, so sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broer van harte sy oortredinge vergewe nie. Kom ek maak dit platant reguit vir jou, daai Heer, of daai was 'n koning, daai koning vergelyk met koning, ons koning, God, wat hemel en aarde gemaak het, hè? Hy kom in daai hele stuk, en jy kan dit gaan lees, is baie interessant. Hier kom 'n dienaar by hom, wat hom baie skuld. Daai dienaar is jy, dis ek. Ons skuld hom baie, want hy het ons vergewe vir alles wat ons gedoen het, en nog gaan doen. Dis baie. Hy smeek hom, en hy sê vir hom, koning, ek kan dit nie betaal nie, en wat gebeur? Die koning kry hom jammer, en hy sê, ek vergewe jou. Al jou skuld is vry. Maar in die volgende moment, toe stap hierdie dienaar, dis ek en jy, en ons sien 'n ander dienaar. Dis nou die ou wat jou kwaad gemaak het, of seer gemaak het, en hy skuld jou iets, en jy sê, sprong toe met jou, tot jy daai bietjie sal betaal. En die koning hoor daarvan, dis weer God, en hy sê, maar kry hierdie dienaar in, ek wil met hom praat daaroor. Wat is die ek wil met jou praat? Die Here wil vanoggend met jou praat daaroor. Dis waar hy die dienaar voor hom bring, en hy sê, hey, ek het jou vir alles vergewe, hoekom wil jy hierdie ou nie vergewe nie? En dan doen hy 'n baie interessante ding, wat die kern is van ons genesingsboeke partykeer is. Hy sê vir hom, okay, as jy nie wil vergewe nie, gaan ek jou oorgee aan die pynigers. Wie is die pynigers? Siektes. Krankhede. Nou, ek sê nie jy het 'n siekte vanoggend om jy nie kan vergewe nie, maar ek wil vir jou sê, dis rarig goed om te check of jy sukkel met onvergifnis as daar siekte is. Hoor gemooi, ek sê nie jou siektes as gevolg van onvergifnis nie. Al wat ek vir jou sê is, ek het al soveel keer mense gesien, sodra ons vir hulle bid en hulle vergewe, breek die siekte oor hulle lewe. Die pyniger is nie meer daar nie, die vyand se voethold is gebreek. Nou hier is die realiteit, wat moet ons doen? Ek en my vrou het hierdie intense debat hierdie hele week daaroor gehad. En soos gewoonlik het ek die debat gewen, want sy het nie die mic nou nie. As sy die mic gehad het, het sy nou gesê, sy het die debat gewen, maar sy het nie. Ons het saamgestem op 'n ander dag. Ja. Van die hele kerk kyk vir jou so. En wat gebeur het is,
ons het gesels oor, maar Jace, kom ek sê ek dink aan 'n situasie en daar's baie emosie nog oor dit. Met ander woorde, ek dink aan hierdie persoon. Ek het hom vergewe, maar sodra hy opkom, begin ek huil en ek raak weer emosioneel. Is dit dan dat ek nie vergewe het nie? En ek wil vir jou sê, partykeer is dit dan dat dit nog iets in jou hart is, want dit aktiveer emosie. Wanneer weet ek is gesond? Wel, ek dink, en ons kan praat daaroor, is sodra ek gaan altyd die situasie onthou wat aan my gedoen is. Verstaan, ek gaan dit onthou, maar sodra die angel van emosie weg is, wat gebeur? Ek is eintlik okay, ek huil nie daaroor nie. Verstaan, dis nie vir my so intens nie, want dit is weg. Die emosie wys vir my dat daar iets nog agter dit is. Amen. Wie het al ooit iets verkeerd gesê en jou vrou is al trane in haar oë en jy sê soos, daai is nie trane van vreugde nie, of gebeur dit nooit met julle nie. Ek sê partykeer goed, dan sien ek my vrou is nou glad nie haarselfde nie. Die atmosfeer het verander. Maandag, Woensdag, Vrydag. Ek en my vrou werk ook soms. So ons werk soms, yes, ek geniet dit. Ek sal soms met iemand anders in die wêreld werk nie. Dis so lekker. Maar partykeer sê ek so ietsie en dan kan ek sien ons bietjie emosie agter dit en dan moet ons praat daaroor. Verstaan, hoekom is daar soveel emosie agter dit? My vraag is net, wat in jou lewe is daar intense emosie agter? Dan ek is nou al verby om vir jou te oorreed, jy moet vergewe, jy het nie 'n keuse nie. Daar's nie 'n debat daaroor nie. Die Bybel sê, nee, hier is jou keuse. Of jy vergewe en God vergewe jou, of jy vergewe nie en hy vergewe jou nie. En baie keer is vergifnis 'n proses. Baie keer het ons voor die Here kom en sê, Here, ek vergewe hierdie ou. Ek spreek hom vry. Here, help nou my hart, maak my hart gesond. Help my. En elke keer wat jy daaraan dink, bring jy dit weer voor hom, tot die wond gesond is. Amen. Maar wat wil jy nie doen nie? Wat is die grootste gevaar? En ek wil weer radikaal met jou wees volgende. Is dit okay? Al die nuwe besoekers, welkom. Ek wil radikaal met jou wees en vir jou sê, dat die grootste fout wat jy kan maak is, ek sal jou nooit vergewe nie. Daai kry jou dadelik in 'n plek waar die vyand sê, as dit my chomma, ek en jy. Jy klim letterlik soms Satan in die bed. Wat wil jy eerder doen? Jesus, Here, ek kies om te vergewe, help my net om dit reg te kry, help my. Here, my hart is stikkend, ek is seer, ek is gebroken, maar ek gaan nou deur 'n proses van vergifnis. Dis waar jy sal wil kry. Blaai van die volgende stuk toe. Markus 11:24. Hoor gou waar hy begin. Hy sê daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. So hy gee die belofte vir ons, nê? En wanneer julle saam bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Wat sê hy? Hy gee die belofte, en hy sê, as jy dit doen, hierdie is wat ek vir jou weet, ek wil jy moet bid en om met deurbraak kom, ek wil jy moet voor my kom en goed voor my bring en dit moet gebeur, en dan net na dit sê, maar, catch 22, lewe 'n lewenstyl van vergifnis, want ek het 'n groot prys vir jou betaal, ek het 'n groot werk gedoen om jou te vergewe. Ek het verder verduidelik, of weet jy dit? Professor Saul na Hebreërs 12 vers 14. Hebreërs 12 vers 14. Wortel van bitterheid. Jaag die vrede na met almal. En die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Dit gaan mooi. Wanneer ons die Here toemaak om ons deur 'n proses van heiligmaking te vat, 'n proses waar ons vryspreek en vergewe en aangaan, hè.
Wat sê hy? Jy sal my heiligmaking, sal jy my? Antwoord is sien. Amen. Sien. Dan sê hy, laat niemand hier bereder wees nie, dis nie daai stuk nie. 15, ek wil net sê daarmee is nie. 15. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Luister, daai volgende vers is glad nie wat ek voorberei het nie. So hier praat hy oor wat? Hy sê 'n wortel van bitterheid. Het jy al ooit 'n wortel van bitterheid gesien in iemand? Bitter van bitterfontein. Dis alles is bitter. My vriend, jy kan kom en jy kan vir daai persoon hê die lekkerste kaaskoek gee wat kaaskoek al ooit was en hulle sê, wat 'n stupid persoon het hierdie kaaskoek gemaak. Alles is negatief, alles is bitter, alles is verkeerd, niks kan werk nie. Hoekom? Daar's 'n wortel van bitterheid wat hulle besoedel en wie weet dat as water besoedel is dit moeilik om dit suiwer te kry weer. Dis 'n wortel van bitterheid. Wat? Wat sê hy daar? Die wortel van bitterheid wat alles besoedel. En hoor gou mooi. Jy vergewe nie vir daai persoon se onthaalwe nie, jy vergewe vir jouself. Né? Ek kan nie bekostig om iets teen iemand te hou nie, want ek moet hier voor staan. En wanneer ek praat, wil ek hê die Here moet beweeg. Wanneer ek besig is, wil ek hê dat die hemel antwoord. Ek kan nie bekostig om iets teen jou te hou nie, want hoor gou mooi, weet al geproe dat die Here goed is? Hy is soveel beter as jou bitterheid. Hy is soveel beter as dit. So ek kies om te laat gaan, ek kies om te vergewe, ek kies om net te sê, Here, daar's dit, ek wil dit nie hê nie. Vat dit net weg. Laat gaan. So I've tasted and I've seen that you are good. Ek wil u uitgestrekte hand teenoor my hê. Amen. Efesiërs 4 vers 31 gaan vir sien toe. Die opskrif daar is verwyder van jou. Daar's goed wat jy van jou verwyder. Hy sê alle bitterheid en woede en toring en geskree en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus Jesus julle vergewe het. Verwyder dit van jou. Verwyder dit van jou. Nee. My volgende opskrif is geen grond vir Satan nie. Ons wil die vyand geen grond gee nie. Amen. Ons wil hom nie weet al ooit wie van julle kom eintlik van Gauteng af? Dis okay. Nee. Ons almal het 'n draai in die duisternis gaan maak, maar ons is nou in die lig. Al die Gautengers wat ons volg, dis 'n joke. Jy's daar in die Here. Jy kon in Engeland gebly het. Ag, al die ouens wat ons uit Engeland uit volg. Ek weet jy kon in Indië gebly het. Ek weet nie. En John wil in Indië bly, so ek verstaan nie. Verstaan? Ek preek eendag in Mauritius en ek gaan dit maar sê. En ek preek en die ouens vra vir my, "Wat dink jy van Mauritius?" Ek sê, "Hierdie is eintlik maar net Indië." Dis is wat? Ek sê as jy van jou straatjie afry, het jy gesien hoe lyk hierdie ander straat hier agter? Dis vuil, dit stink en ons asblikke oral. Ek sê julle is eintlik maar soos 'n klein, ek gaan nie sê wat se woord ek gebruik het nie. Iets so 'n klein koelie plekkie genoem, so ietsie, maar dit was Indië. Ek weet nie.
Hulle was nie happy met my nie, want they are living their dream en nou noem ek dit 'n klein Indië, verstaan jy? Ek sê dit was nie great nie. Ek weet nie hoekom ons daar was nie. Ons was op julle wat oral wil wees. Punt is net, as jy nie is waar die Here sê jy moet wees nie, gaan jy nooit vrede hê nie. So jy kan in die middel van Sudan wees, as jy hier sit, gaan jy die gelukkigste persoon wees in jou lewe. Amen. Ons moet werk aan jou volgende plek van vrede, en jou volgende plek van vrede is rarig om te vergewe. Rarig om te vergewe. Ons wil die vyand geen voethold gee, ons wil hom geen invloed gee nie. Dis kom ek begin met Gauteng. Maar wie sal ooit ingebreek? Okay. Wie sal meer as een keer ingebreek? Nou hier is die vyand werk. As 'n ou inbreek. Hy kom nie by jou, dan maak jy wakker en sê vir jou, meneer, ekskuus, kan ek die TV vat en hom gebruik? Nee? Dan sê hy, kan ek die ketel bo vat of die een onder? Wat die een verkies jy? Nee my chom. Hy ou vat alles, hy gryp alles, hy maak skoon, hy vat wat hy wil. As jy die vyand toelaat, deur hom vergifnis, hy gaan nie vir jou vra, verkies jy jou lewer of jou nier nie. Hy gaan alles doen om jou te verwoes. Ons gee nie van hom hou vas nie, ons gee nie vir hom 'n voethold nie. Ons laat hom nie toe nie, op geen manier nie. Inteendeel, ons hanteer hom soos die vuil goed wat hy is. En vir ons eie onthaalwe vergewe ons sê, Here, ek spreek vry. Ek vergewe, want ek het die glorie en die heerskappy nodig. Luister, ek love wat die Here doen. Amen. Ek stap in Zanzibar, toe ek nou op vakansie was, daar weet ons 'n bietjie gaan lê op die strand. Ja, right. Ons daar tussen die moslems gaan loop het en die ons na die Here toe gelei het. Dit was 'n amazing tyd geweest. Ek het nie op die strand gestap behalwe die laaste dag nie wel. Laaste dag ek span af, ons het elke dag in die villages geloop. Daar waar die toeriste nie kom nie, moslems na die Here toe gelei. Baie moslems, dit was taaf. Ek moet sê, ek het laasweek daar gepraat, maar dit was regtig taaf geweest. Een van die taafste uitreike net in die sin van dat jy met mense praat, verstaan jy? Jy moet die Here hoor, jy moet profeteer, genesing vloei deur jou. Dis regtig, dit het alles van ons gevat. En die laaste dag, ek wil net vir jou sê hoe goed die Here is, nee. Die laaste dag sê ek vir die span, rus. Nee, swemkostuums aan, ons gaan net op 'n boot en ons gaan swem. Ons gaan op 'n boot uit en ons swem. Dan vat ons na so 'n weird eilandjie toe wat eintlik daar's soos 3 meter oop en dan die res is daar so 'n bietjie water oralste. Dis niks nêrens daar eiland nie. En almal is daar neem foto's en ek is dis nee. Ek wil intendeel vir Jan Paul op 'n stadium sê, kom ons hardloop hierdie stuk, daai is ons mekaar dan net 'n eiland waar ek die vinnigste is, verstaan? Maar dit wil hy nie saam hardloop nie. En of ek het dit nie vir hom gesê nie. En hier kyk ons na 'n vis. Nou Jan Paul is 'n baie slim ou en hy verduidelik toe vir my hierdie vis swem skeef. Daar's 'n vis wat in die sand lê wat skeef swem. En hy het net 2 oogies aan die een kant, nê? Nee? Jan Paul het 2 oogies aan die een kant. Waar's Jan Paul? Het hy albei kante oë? Nee, net aan die een kant. Okay. Nou kyk ons na hierdie vis en ek sê, wat 'n weird vis. En die volgende moment kom daar so 'n ander ou aan. Hy lyk ook weird. En hy kom staan naby ons en hy kyk ook na die vis. Nou kyk ons almal na die vis, maar ons ken hom nie. Nou in my kop is ek soos, hierdie ouens van Europa het ook geen maniere nie. Ons kyk na die vis, nou wil hy ook na die vis kom kyk. Nee, nou vis ons almal maar daar om die vis. En die water ook al hoor en ons kyk maar net vir die vis, verstaan? Ek kyk vir hom, hy kyk vir my, ons kyk vir die vis. En hier begin hy praat, maar hy praat ook nie great Engels nie. En hier begin hy my vertel hoe lief hy vir die Here is. En hy sê sy roeping in die wêreld is om vir kerke geld te gee. Dis 'n mooi vis, nê? Nee? Wil ek regtig vir Jan Paul sê, haal jou beste uit nou. Lang storie kort, ons bel die ou in die week oor ons Malawi projek en ons sê vir hom, luister. Hy sê vir my, ons staan daar en hy vra toe wie's ons sê vir ons is missionaries en wat ons doen. Hy sê, this is God. Got 5 companies that I sold now and I'm touring the world and God's just hooking me up with people that needs money. I say, please send me a message because this is really God. When you're back in South Africa, I need to help you with something. Ek bid toe en ek sê, Here, wat moet hy doen? Nee, vir ons baie goed wat hy kan doen.
Die Here sê vir my Malawi en hy het geland in die week terug in die land waar ek al vanaf kom, Roemenië dink ek of so ietsie. En hy sê toe luister, hoeveel het julle nodig? Alles en alles om die skool te bou, om die kerk te bou, om alles vir die Here daar te doen. Wat het julle nodig? Ek sien net daai vis heeltyd voor my, Jan Paul, dis jou skuld. Wat 'n vis? Ja, daai ene. Kan julle net met julle vis net wegkom? Ek dink nou weer aan Ramstek, daar's my vrede terug. Die punt wat ek vir jou sê is, I have tasted and I have seen that the Lord is good. Dat die Here bonatuurlik net kan opdaag, 'n ou wat geld, wie het jy al ooit gestaan wat langs jou kom sê en sê, "Hey, ek moet vir jou geld gee." Dis wat ek doen, ek gee geld. Op 'n eilandjie. Wat wil ek vir jou sê? Dis nie die moeite werd om aan nonsens vas te hou nie. Dis nie die moeite werd om met onvergifnis te sit nie. Dis nie die moeite werd om en dis hartseer, dis seer baie keer wat mense aan ons doen. Maar weet jy wat, die Here is soveel beter as dit. Hy is soveel beter as dit. Nee. I have tasted and I have seen that the Lord is good. Hy is goed. Hy wil vir jou goed wees. Jy moet net op 'n plek nou kom wat jy sê, Here, ek gee oor. Ek vergewe, help my, ek vergewe, ek spreek vry. En dan gaan na eiland toe en kyk vir 'n vis. Ek wou die hele tyd by Korintiërs kom, nee, en dan val julle my in die rede. 2 Korintiërs 2. Korintiërs 2. Na vers 10. Aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook. Want wie ek ook vergeef het, as ek iets vergeef het, dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie. Want ons is met sy planne nie onbekend nie. Sy plan is, hy wil 'n vesting by jou vestig. Sy plan is, hy wil 'n deur oopkry. Sy plan is, deur 'n vesting, deur 'n emosionele vesting, wil hy manifesteer. En ons sien konstant deur vestings, dat die vyand mense siek maak, verwoes, oorweldig. Ek gaan dit nou vir jou lees. Efesiërs 4:26, voor ons by die vestings kom, gaan vers 10 toe. En nou vir jou verduidelik hoe dit bymekaar kom. Word toring en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor jou toring nie. En gee aan die duiwel geen plek nie. So kom ek gaan aan die ander kant toe. Pappa, jy kan nie kwaad gaan slaap nie. En mamma, jy ook nie. Amen. Nie vir die vyand toring gee nie, moet dit nie los nie. Gaan van na 2 Korintiërs 10 vers 4 toe en ek wil vir jou wys hoe dit bymekaar kom. Dis 'n paar goed om oor te dink volgende, né? Vers 4. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons die planne verbreek en elke skans wat opgewek word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. En ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. So wat sê hy? Kom ek sê vir jou wat die vyand doen. Jy kom op 'n plek, hierdie ou vergewe jou, hierdie ou maak jou intens seer. Dit kom in jou kop in, dit spoel die hele tyd deur, jy begin erge gedagtes kry daaroor en die volgende oomblik raak dit 'n vesting in jou sielsdimensie. Jou sielsdimensie is wat? Denke en emosie.
Denk jy aan emosie? Dis gees, siel en liggaam. Daai vesting word al hoe sterker en al hoe sterker en al hoe sterker want jy vergewe nie. Wat sê die Here? Ons wapens is om vestings neer te werp. Deur vergifnis en vryspraak werp ons dit neer en ons sê Here, ek laat dit gaan. Maar nou hou jy vas daaraan. Jy oordink dit dag en nag en die volgende moment soos 'n man in sy siel dink, so is hy. So voor jy jouself kry, is jy siek. Hoekom? Want dis die heeltyd hierdie wortel van bitterheid wat vassit in jou sielsdimensie. Dis mic drop as jy self vir die mic betaal. Sien wat die Here sê? Dit word verander deur die vernuwing van jou. So die Here kom nie en hy sê, kyk vir JC. Engele, ek dink dit is tyd. Kom ons kom oor die pad uit. Satan is joune. Nee my chom, die Here weet hoe die sielsdimensie werk. Hy weet dat as jy dit hier toelaat vir lank genoeg teen wie die karakter van wie hy is, raak dit 'n vesting. 'n Vesting kom op 'n plek wat jy siek raak. 'n Vesting is 'n plek later waar die vyand deur manifesteer. Jy kan nie net dink wat jy wil nie. Jy kan nie mediteer op net wat jy wil nie. Jy kan nie goedheid in jou kop toelaat om te hardloop soos wilde perde. Dit sal jy verwoes. Omdat jy sê ek kan dink wat ek wil, ek kan nie doen wat ek wil nie. Jy kan nie eers dink wat jy wil nie. Waar begin las? Waar begin pornografie verslawing? Waar begin moord? So die Here kom nie en hy onttrek sy engele en hy sê kyk vir JC, hy is kwaad vir Pietie en hy wil dit nie laat gaan nie. Satan, hy is joune nie. Nee, hy verstaan die geveg, hy verstaan sielsdimensie, hy verstaan emosies, hy verstaan vestings en dis hoekom hy sê waar is vir jy verwoes word. Wat wil ons doen? Ons wil vergewe. Ons wil so vergewe dat ons nooit weer staan dink nie. Ons wil so vergewe dat ons nooit weer emosie rondom dit hê nie. Want hoe het die Here vergewe? Gaan van op Psalm 103 toe. Vanaf vers 10. En hy handel met ons nie na ons sonde en vergeld ons nie na ons ongeregtigheid nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. En so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Dink gou noord, oos, suid, wes. Noord, oos, weste. Waar begin die weste en waar begin die ooste? Okay. Ja, ons weet hulle is in die ooste en hulle is in die weste, maar ons ietsie van die ooste en die weste wat net mens dit nie regtig kan meet nie. As jy so ver verwyder ek dit van jou. Jesaja 43:25 gaan van sien toe. Alweer 18:43:25. Ek is dit wat jou oortredinge uit te delg om my ontwil. En aan jou sonde dink ek nie. As ek wil dit vasmaak vir jou. Kom ons kyk geweer na 'n vesting. 'n Vesting is wat? Vesting is jou sielsdimensie, is wat? Emosie en denke. Okay? So wat sê die Here? Hy sê dat hy vat dit so ver, hy dink nie meer daaraan nie. Met ander woorde, wat gee ons 'n voorbeeld? Hy sê ek wil dit so ver wegvat dat dit nie meer 'n vesting kan maak by jou nie.
Amen. Kom ons sluit sommer hierdie oë, net waar jy sit. En al wat ek wil hê jy moet doen is jy gesels nou met die Heilige Gees. Sê net soete Heilige Gees. Net waar jy sit, sê net soete Heilige Gees. Gees van waarheid. Lei my in die volle waarheid. Sê wys my 'n gesig of 'n naam. Sê Heilige Gees, as ek iets teen iemand hou, wys vir my nou hulle gesig, hulle naam, 'n situasie. En laat die Heilige Gees net nou met jou praat. As jy wil, maak 'n lysie sommer net. Okay, haal jou foon uit en skryf dit neer. Okay, jy moet, hierdie is crucial. Here, ons lê onsself net neer voor U. Bid dit in tale of sit net by die Here en sê net Here, praat met my. Dankie Heilige Gees, ek sien 'n intense teenwoordigheid van die Heilige Gees. En as dit vir jou taaf is om die persoon te vergewe, sê net Here, ek het krag nodig van U. Sê Here, versterk my hart nou. Nou bid jy agter my aan. En jy sê, Here Jesus, ek vergewe nou hierdie persoon. Okay? En as daar nog een is en nog een is, bid dit weer. Sê, Here Jesus, ek vergewe hierdie persoon ook. Gaan nou net deur almal. Ek wil net so 'n oomblik gee. Gaan net deur almal wat opkom in jou hart. Noem hulle by naam en sê, Here, ek vergewe hulle. As iets vir die Here wil skoonmaak vanoggend, kom Heilige Gees, kom. Kom Heilige Gees, kom. Dankie, Here. Ek weet dit is seer en ek weet dit is nie lekker nie, maar hierdie is goed vir jou. Dis tyd om skoon te maak, dis tyd om te laat gaan. Dan sê die volgende, sê Here Jesus, vergewe my as ek teen hierdie mense iets gehou het. Vergewe my nou, Here. Daai kan jy sommer net doen vir hulle almal, sê net Here, vergewe my. Kashete rabatosi. Dan hierdie gebed is belangrik. Sê Here, dis nou skoon. Ek spreek vry. En sê Here, ek kanselleer enige plan van die vyand nou. Enige deur wat oop is, Here, maak dit toe. Enige hou vas, Here, breek dit in Jesus naam nou. Sê Here Jesus, dat U koninkryk kom weer oor my. Dat U wil geskied. Nou in Jesus naam. So, daar herstel die koninkryk net oor jou. Daar herstel sy glorie net op jou. Dankie Heilige Gees. Dan lig net jou hand op na die Here toe. Sê net Here, as daar enige siekte in my liggaam is, as gevolg van onvergifnis, U weet, maak my gesond nou. Ja, daar begin die hemel net beweeg. Kishatarabato. As daar spesifieke siektes wat jy net nou aan kan dink,
Sê Here, genees my van suikersiekte. Here, genees my van hierdie siekte, van daai siekte. Jy sal weet wat dit is. Sê net Here, genees my nou in Jesus naam. En Here, ek kom bid vir 'n wolk van u teenwoordigheid op hierdie plek nou en genesing oor elke persoon. Nou, breek dit oop, olie van genesing. Shekatos. Tot in die diepste van hulle wese. Sê Here, ek is dit werd. U het vir my die prys betaal. Sit net so, ek is net besig om te genees. Ek sien net hoe hy besig om te genees. Dankie Here, dankie Here. Dankie Here. Jesus. Dankie Here. So getrou. Amen. Kyk gou vir my. As jy gevoel het enigiets sit nou vas, jy het baie onrustig geraak terwyl ek gepraat het, toe ek hieroor begin praat het, jy baie angstig begin raak. Kom na tyd vorentoe het ons saam met jou bid. Dit kan 'n hou vas in die sielste mense wees deur die vyand. Ek sal dit love om namens jou net hom te neutraliseer. In Jesus naam. Na so lank week sal dit vir my voorreg wees om jou te help om hom te neutraliseer. Amen. As jy voel dat nou begin genesing vloei message, jy sê ek kan voel is nog nie heeltemal daar nie. Kom vorentoe laat die span saam met jou bid. Okay. Dit moet breek vandag. En kyk gou vir my. Lewe 'n lewe van vergifnis. Dis nie moeite werd nie. Lewe 'n lewe van vergifnis. Okay. Amen. En nou sluit jy af en jy maak sy naam groot. En in dit sê vir hom, Here, dankie dat U goed is. Ek wil afsluit en as jy nog steeds ongemaklik voel of jy voel, ek weet dat die Here my nou gepraat het, maar dit voel of daar iets vas sit of dit nog nie heeltemal gebreek het nie. Asseblief kom na die bedieningsspan toe dat hulle saam met jou bid. Ek het vir hulle voor die tyd 'n gebed gegee spesifiek daarvoor wat dit net gaan breek en gaan losmaak oor jou. Moenie huis toe gaan met daai ding wat vassit nie. Kom ons vertrou die Here om dit te breek. Amen. Dan gaan 'n laaste ding vanaand spesifiek praat die Here met my oor 'n Nuwe Testamentiese gebed. Ek sien in die gees hoe ouens bid, maar hulle kry nie resultate nie want ons bid nog asof ons in die Ou Testament is. Hoe het ons in die Ou Testament gebid? Nee, maar JC moet vir my bid. Daar was 'n hoëpriester wat vir jou gebid het. Ons is nie regtig geglo dat ons voor God kan staan nie en ons klomp goed wat ek vanaand vir jou wil wys. En wat ek sien in die gees is die hemel wat die aarde slaan soos jy bid, soos krag wat release. Maar daar's 'n paar goed wat jy moet verstaan oor dit. So as jy vanaand die Here hoor, dan sien ek jou. Anders te geniet jy ook Kentucky vanmiddag of jou Nandos of jou skaapbout. Wie het skaapbout vanmiddag? Niemand nie. Ek wil net sê ek voel ek moet huisbesoek doen. Dit is al van die vrouens soos liefie, kom ons gaan kry skaapbout. Dat jy sien. Amen. Okay, nou wat sê julle gaan huis toe man. Bless julle.